Dis hy. Okay, so ons gaan vanaand gesels oor algemene gesondheidsbeginsels, faktore wat immuniteit beïnvloed. Ek is seker daar gaan 'n hele paar goeters wees wat ons sal vanaand nie gaan leer. Kosse wat die immuniteit krenk of sleg doen en dan hoekom aanvullings noodsaaklik is. Okay, so kom ons spring weg. So ja, ek gee sommer net elke keer 'n blytjie. Baie mense ken nie die platform Back to Eden nie, so ek deel sommer maar net. Hierdie is 'n platform wat ek geskep het. Ek is Karen Zaiman, ek is apteker vir die van julle wat my nie ken nie. Die platform Back to Eden het ek geskep. Ekskuus, dit gaan nou die hele tyd gebeur dat ek op mense moet bylas. Het ek geskep met die intensie om mense te help om gesond te word. Ek het aptekerswese geswat en dit was nog altyd my passie en my liefde is om mense te sien gesond word en dit is nie wat ek noodwendig in die apteek ervaar het nie. So ek was vir lank baie frustreerd want dit het vir my gevoel ons leer mense om siekte te beheer, maar mense word nie gesond nie. So hierdie platform is 'n platform om mense te help om terug te gaan na die tuin toe. So ons spreek dieet aan, ons spreek leefstyl aan en ons kyk wat het God in die natuur gegee wat ons kan gebruik as medisyne om ons liggame te genees. Want ek voel hy het vir ons alles geskape wat ons nodig het om te kan floreer. So ja, dit is die platform en nou kan ons aangaan. So 'n paar vrywarings. Ek vergeet baie keer om die vrywarings te sê, dis baie belangrik. Want ja, as ek 'n paar vrywarings sê, dan kan ek sê wat ek wil. Dis hoe ek voel. So ja, hierdie praatjie is saamgestel uit my eie navorsing en ervaring. Asseblief doen julle eie navorsing. Moet asseblief nie alles wat ek sê opvreet vir soetkoek nie. As daar iets is wat jy voel, hierdie klink nie reg nie, gaan doen jou eie navorsing. Ons leef in 'n samelewing waar almal dominees kyk op die internet en goed luister op die radio en ons vat dit as waarheid. Ons kan nie dit doen nie. So asseblief gaan doen jou eie navorsing. Hierdie praatjie is informatief van aard, so ek kan nie enige diagnose maak nie of sê jou siekte, hierdie is die siekte wat jy het en bla 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 bla, dit is net inligting wat ek deel. En dan kan ek nie inmeng met enige behandeling van jou dokter of die pad wat jy met jou dokter stap nie. Die produkte wat ek gaan noem hierso is nie produkte wat medikasie vervang of wat jou siektetoestand behandel nie. Dit is bloot produkte wat jou liggaam die gereedskap gee, dan kan hy homself genees. So dit is al wat dit is. Okay, nou is dit uit die pad uit. So kom ons gesels bietjie, wat is 'n immuniteit? Weet julle, ons praat so baie oor hierdie woord, maar wat beteken dit? Ek het sommer hier uit 'n akademiese verslag, gaan ek sommer vir julle lees. The immune system fights germs on the skin, in the tissues of the body and in bodily fluids, such as blood. So, met ander woorde, jou immuniteit is jou eerste linie van beskerming teen siektes en indringers, teen fungi, teen virusse, teen bakterieë en teen kanker. Baie van ons, ek dink ons is al so geïndoktrineer of meeste van ons het al iemand aan die dood afgestaan aan kanker. So ons dink as ons kanker kry, is dit 'n doodsvonnis en dit is nie noodwendig nie. Jou liggaam is eintlik geskape om dit ook te beveg. So, ja. Okay, hierdie is 'n baie belangrike beginsel. Ek is so jammer vir die van julle wat al my praatjies bygewoon het. Maar maak dit nou vas in jou brein as jy nog nie het nie. Hierdie is baie belangrik vir ons dit gaan 'n groot sleutel wees om te besef hoekom is my kind dalk die hele liewe tyd siek? Hoekom is ons gesin siek? So ons moet hierdie beginsel vasmaak. Waar kom dit? Dis nou immuniteit. Waar kom dit vandaan? Okay, so jou kolon, dit is sommer hierdie grapperige pink prentjie wat ek hier bo het. Jou kolon is jou tweede laaste orgaan van mond tot anus. So van onder af is dit jou anus, dan is dit jou rectum, dan is dit jou kolon. Okay? En jou kolon is die plek waar verskriklik baie goed gebeur. En omdat ons dit nie verstaan nie, ons dink sekere goed gebeur in ons maag, ons dink ons immuniteit sit in ons bloed, of ons het vreemde konsepte en daarom weet ons nie hoe om hierdie kolon gesond te maak nie, en ons weet nie wat om in hom te sit om hom gesond te maak nie. So, 70 tot 80% van jou immuniteit sit in jou kolon, in jou darmes. Dis waar jou immuniteit lê, jou grootste deel van jou immuniteit. So, dink bietjie daaroor, as ons sê ons drink Vitamiin C vir ons immuniteit. Wat sê ons as ons Vitamiin C drink vir ons immuniteit?
Ja, weet ons regtig wat dit bedoel, wat dit beteken as ons dit sê, of gebruik ons net Vitamiin C, want dit is nou goed vir die immuniteit, maar ons weet nie regtig waar kom die immuniteit vandaan nie, ons weet net Vitamiin C is belangrik. So, jou kolon, as jy die hele tyd siek is, dink bietjie mooi, wat die hele tyd hier ingaan by jou mond, gaan deur jou kolon. So die eerste plekkie waar ons moet kyk, as ons konstant siek is die eerste plek waar ons moet kyk, is dieet. Wat eet ons? Want jou immuniteit sit in jou kolon. Ek gaan dit nog baie vanaand herhaal. Jou kolon is ook jou dikdarm en dis ook jou gut. So as ek na daai 3 verwys, dis dieselfde ding. Okay, dis nie verskillende organe nie. Dan is jou kolon ook die plek waar jou voeding geabsorbeer word. Nie in jou maag nie, in jou kolon, in jou dikdarm. So, byvoorbeeld, as iemand die hele tyd 'n ystertekort het, dan moet ons eerstens kyk, okay, eet jy kosse met yster in? Meeste van hierdie kosse wat ons vandag het, is belaai met yster. So dit is dalk nie noodwendig die kos nie, maar dan moet ons kyk, hoekom absorbeer my kolon nie yster uit my kos uit nie? Dit is eerder die vraag wat ons moet vra, in steede van om 'n yster-aanvulling te drink. Ja, so dit is sommer net op die kant wat ek dit sê. Dan mineraal en vitamiene produksie. So, jou B-vitamines byvoorbeeld word in jou kolon gemaak. So as jy byvoorbeeld elke paar maande 'n Vitamiin B inspuiting moet kry, dan moet jy vir jouself afvra, maar hoekom produseer ander mense se kolons genoeg Vitamiin B, maar nie myne nie? Ietsie is nie reg nie. In steede van om net die hele liewe tyd 'n aanvullingkie daarvoor te drink. En dan breinfunksie. Ek wil net sommer vir julle verduidelik hoekom ons sê die immuniteit is in die kolon. Binne in jou kolon is daar oor 1 triljoen verskillende bakterieë, goeie bakterieë. En hierdie bakterieë beklei of veg teen indringers. So dis hoekom jou immuniteit in jou kolon is as gevolg van daai ongelooflike goeie bakterieë. Daar is ook slegte bakterieë in jou kolon. Daar's 'n 20-80 rasio, 20 sleg, 80 goeie bakterieë wat in jou kolon is, en daai is 'n goeie rasio, daar's dinge mooi in balans. Maar as ons sekere dinge doen wat ek nou vanaand oor gaan praat, dan kan daai rasio uitskiet, so dan sal die slegte bakterieë byvoorbeeld oorheers, en dit wil ons nie hê nie. Nog 'n belangrike funksie, so daar's baie funksies van jou kolon, ek noem nou maar net hierdie paar, want ek voel dit is van toepassing vir vanaand se praatjie, is breinfunksie. So ja, baie min mense weet dit, dat jou brein en jou kolon is direk met mekaar verbind deur jou vagus senuwee. Dit is baie belangrik om dit te weet. Hoekom sê ek so? Kom ons dink terug. As jy op skool 'n praatjie moes gegee het en jy's 'n baie senuweeagtige persoon, wat het gebeur? Jou maag het gespoel of jy dalk bietjie hartlywig geraak. As jy tans met depressie sit, dan weet jy jou maag is maar bietjie hartlywerig. Hy gaan nie soos wat hy moet nie. So daar's 'n direkte verwantskap tussen jou brein en jou kolon. So ons moet mooi dink voordat ons goedjies soos antidepressante drink, want jou serotonien, jou goeie hormoon, 90% van dit word in jou kolon gemaak. So dit maak eintlik nie sin dat ons neurotransmitterblokkers of agoniste gee, goed wat half in jou senuweestelsel werk, as jou serotonien in jou kolon sit nie. Dit is ietsie wat ons aan moet dink. So hierdie twee, dis eintlik 'n baie bose siklus. So sê net maar jy stres baie by die werk, dan gaan jy diarree hê. As jy diarree het, maak dit, omdat hy dan al jou goeie bakterieë uitskakel, dan is daar 'n wanbalans van neurotransmitters wat gemaak word in jou kolon, en raai wat, dit maak jou weer angstig. So nou is jy weer angstig, so nou het jy weer diarree, en dan daai diarree maak dat jou hormone en jou neurooordragstowwe werk nie soos wat dit moet nie, en dan het weer angs. So dis 'n baie bose siklus, wat ons nog nie lekker in die mediese veld weet hoe om dit te behandel nie. So, die punt van vanaand se gesondheidsbeginsel is jou immuniteit sit in jou kolon. Dis baie, baie belangrik om dit te besef. So, okay. Hierdie wil ek insit, want ons gaan nou begin kyk na faktore wat jou immuniteit beïnvloed. Hierdie is baie, baie, baie belangrik, So ons gaan begin kyk, as ons praat nou vanaand spesifiek oor kinders. So ons gaan kyk vanaf babietjie wat in mamma se maag is. Ons gaan daar al gaan soek waar daar moontlik 'n fout kon gewees het, of 'n defek of ietsie wat maak dat jou immuniteit gekrenk is. So hierdie wil ek net vir julle lees. Dit is uit 'n akademiese verslag wat hulle gekyk het. Hoe is
of daar 'n invloed is op die ma se goeie bakterieë in haar kolon, of dit die kleintjie, die fetus in die maag beïnvloed. So, ek gaan net sommer vir julle lees. The main source of a newborn's intestinal microbiota is in the maternal gut. So, die bron van die fetus se biota, sy goeie bakterieë, is die ma se goeie bakterieë. During the last decade, it has become obvious that maternal commensal microbes or their products are transferred to the fetus through the placenta in utero and postnatally. So, in die baarmoeder beïnvloed die mamma se goeie bakterieë het 'n direkte invloed op die fetus. Dis iets wat ons moet besef, want ons dink altyd ons sal later aan die kind se immuniteit werk, maar eintlik is die ideale plek om daaraan te begin werk, eintlik voor swangerskap, maar sodra jy swanger is, dan moet dit 'n hoofprioriteit wees. So, ek wil wel vanaand, wil ek ook net hierdie volgende vrywaring sê, of net hierdie vir julle noem. Wat ook al ek vanaand sê, moet asseblief, veral as jy 'n mamma is, moet asseblief nie dink, ek oordeel jou, of alles is nou verlore, jy het die verkeerde keuse gemaak, nou is jou kinders gedoem. Asseblief, dit is nie waar vanaand gaan nie. As jou kindertjies wel gereeld siek is, dan moet ons gaan kyk, wat het moontlike invloed op hulle immuniteit gehad toe hulle klein was, of selfs in jou maag was. En dit is meer om 'n sleutel te kry, of om inligting te kry, om te besef, okay, dis eintlik dalk waar die dinge skeef begin gaan het, en dis hoekom Pietie nou die hele tyd siek is. En weet julle wat, die goeie nuus wat ek met julle gaan deel aan die einde is, daar's beslis maniere om dit om te keer. So niks is hoe kan ek sê, irreversible, soos dat dit nie omgekeer kan word nie. Maar ons moet gaan kyk, waar lê die fout? Of as jy dalk wil swanger word, of jy wil kinders hê, wat kan jy beter doen? Wat se beter keuses kan jy maak? So, in mamma se maag, beïnvloed mamma se gesondheid, het ons nou gesê, direk baba, omdat mamma se goeie bakterieë 'n direkte oorgedra word aan babas, dit vorm half die baba se goeie bakterieë. So, goeters soos voorbehoed, en julle, dit is so erg, maar meeste mense is op voorbehoed voordat jy swanger word, hens, ja, dit maak sin, en daai voorbehoedpille het 'n direkte invloed op mamma se biota. Biota beteken goeie bakterieë, dis wat ek bedoel. Microbiome en biota verwys na goeie bakterieë, as ek dalk tussen die drie ruil. So as mamma die hele tyd op voorbehoed was, het dit beslis 'n verandering in jou gut microbiota veroorsaak. So jy het ook swanger geword, dit het nou nie so erg verander dat jy nie kon swanger word nie, maar dit het nog steeds 'n invloed. So jou biota lyk bietjie anderste, omdat jy op die voorbehoed was, en dit beteken Boeta of Sissa se bakterieë gaan ook bietjie anderste lyk, omdat jou nou anderste is. Meeste mense, ek het nog nie iemand gekry wat IBS het, wat nie op die voorbehoed was nie, daai twee is baie na mekaar verwant, maar as jy IBS gehad het, of jy het dit dalk deur swangerskap. So IBS is gereelde diarree, of hartlywigheid, of 'n kombinasie van die twee, maagpyne, opgeblasenheid, klomp sulke goeters. Hoekom ek sê dit het 'n invloed, is as jy die IBS het, waar jy die hele tyd diarree gehad het, elke keer as jy diarree het, dan spoel daar van jou goeie bakterieë uit. Dit het 'n geweldige groot impak op jou kolonisasie van jou goeie bakterieë as jy diarree het, of selfs as jy hartlywig is. So, as jy IBS het, sal jou biota anders te lyk as iemand wat dit nie het nie. En dat beteken die kind se goeie bakterieë sal ook dan verander wees, of anders te lyk. Geneesmiddelgebruik, ek praat nou van goeie soos PPI, teensuurmiddel, protonpomp inhibitor, selfs kortison, as jy vir baie lank op kortison was, of baie gereeld kortison gebruik, dit verander definitief die samestelling van jou goeie bakterieë, babas en ook. Parasiete, so baie mense het parasiete en besef dit nie, dit is regtig skrikwekkend hoeveel siektes veroorsaak parasiete, en ons weet dit glad nie. Parasiete is soos iets waar niemand praat nie, maar dit veroorsaak verseker dat jou biota lyk anderste. Dan kan die daar oorgroei, dit is as jy 'n tipe fungi het wat oorheers, so ons het nou gepraat van die 80-20 balans, dan sal dit nou sê nou maar 30-70 balans wees, waar die 70 is dan nou Candida, wat nou oorheers, en nou kry jou goeie bakterieë nie meer gebeklei teen hierdie fungi nie. Dit veroorsaak definitiewe verandering in jou biota, en ook babasin. Dan dieet, oefening en slaap.
en dit is eintlik so sleg, want partykeer is mens regtig, mens kom deur fases waar of jy's baie naar tydens swangerskap, of jy voel net, jy's net die hele tyd lus vir brood, of jy kan net niks anders as mariekoekies eet nie, of so, maar dit het nog steeds, dit het 'n impak op die tipe kolonisasie, of die tipe bakterie wat gekoloniseer word in jou gut, en dit gaan baba beïnvloed, en dan aanvulling gebruik. As jy, ja, dit hang ook af wat se aanvullings jy gebruik het jy aanvullings gebruik, het jy folaat gebruik, of het jy foliensuur gebruik, klomp sulke goed het definitief 'n impak op baba. Okay. So dan, weer eens, julle asseblief, hierdie is nie 'n oordeel nie, hierdie is letterlik die feite wat jou kind se immuniteit dalk kan beïnvloed. Is jou kind met 'n keiser gebore, noordkeiser dalk, of normaal? Hoekom is daar so 'n groot verskil? Of hoekom, ja, mens dink daar is nie 'n verskil nie, maar daar is 'n baie groot verskil. As jou kind normaal gebore word, deur die vagina, okay? En binne in die vagina en binne in die geboortekanaal is daar verskriklik baie goeie bakterieë, en veral in die vagina is daar baie ryk goeie bakterieë. So as jou babatjie deur die geboortekanaal gaan, smeer al daai bakterieë af van die kind se vel. Die vel is die grootste vorm van opname, of die grootste orgaan wat opname betref. So daai vel suig letterlik daai goeie bakterieë in, en dit het 'n direkte invloed op jou kind se immuniteit. As jou kind deur 'n keiser of 'n noodkeiser gebore is die eerste kontak wat daai kind het, is die dokter se handskoen, wat nie noodwendig steriel is nie. En dan nog, in sekere situasies word babatjie weggevat van mamma, die kind word nie dadelik op die mamma se bors gesit nie. So dit het alles 'n invloed op daai kind. So byvoorbeeld, as jou kind, sê nou maar dit was 'n noodsituasie, en die kind was uitgesuig met gereedskap, of daai suigmasjien, en ja, daar's daai forceps en goed op die kind gebruik. Meeste van die kere word die kind nie op die mamma se bors geplaas nie. Hulle word eers geweeg, en dan word hulle gespoel, en dan word hulle gebad, en ek weet nie, klomp goetertjies gebeur baie keer. En julle, dit is vir 'n babatjie geweldig angswekkend. As jy dink binne in die mamma se maag, jy hoor die hele tyd mamma se hartklop, jy hoor mamma se stem, daar's die hele tyd vloeistof, so daar's die hele tyd hierdie binneorgaan se hartklop, en soos hoe die orgaan borrel, die borreling van bloed en vloeistof en goeters, dit is die hele tyd wat die kind hoor. En ewe skielik is dit ligte op die kind is nou gebore, en weg van mamma af, klomp vreemde hande, vreemde stemme vat aan hierdie kind. Dit is geweldig angs, so dit is vir 'n newborn baie traumaties. En dit, trauma en stres, soos wat ons nou geleer het oor die brein en die gut konnotasie, het 'n invloed op daai kind se biota. Julle, baie keer is dit noodsituasies, as ek moet kies tussen my kind se lewe, of dat een van ons gaan doodgaan, en of hulle die kind moet wegvat en versorg, sal ek sê, vat die kind weg en versorg die kind, as dit beteken die kind gaan lewe. So, partykeer is dinge net wat dit is, maar besef dat dit wel 'n invloed het op die kind se immuniteit. En soveel te meer as 'n kind 'n prematuur is, wat dan heeltemal weg is van mamma, en in 'n kas is, met pype in die kind, dit het 'n geweldige groot impak op die kind se immuniteit. Okay, volgende een, voeding. Okay, weer eens, julle, geen oordeel nie. Ek sê dit die hele tyd, want ons as mammas kan regtig, of as jy nou enige mammas hier op is, ons kan regtig nogal skuldig voel, en dit is definitief nie wat ons vanaand wil bereik nie. So, wat is die verskil tussen borsvoed en formulemelk? Soveel mense het al vir my gesê, man, ek het al vir al my kinders formulemelk gegee, en hulle het niks oorgekom nie. Daar's regtig 'n beduidende verskil tussen borsmelk en formulemelk. Is jou kind se maag vol as jy formulemelk gee? Ja. Gaan jou kind groei? Ja, jou kind gaan groei. Wat is dan die groot verskil? Binne in borsmelk is daar goeie bakterieë en immunologiese faktore wat hierdie kind se immuniteit bou. So daai kind kry letterlik 'n inspuiting van goeie immuniteit, as ek dit nou so baie verkeerd kan verduidelik, kry hulle die hele tyd in elke keer as hulle borsmelk drink. En wat amazing is afhangende van die kind se speeksel, wat, sê maar, die kind het sekere tekorte, of hulle kort, sê maar, meer van ietsie, dit word half, die speeksel, hoe kan ek dit sê, die speeksel signal dan, wanneer die kind aan die mamma drink, vir die borste, dat, hoorie, ek kort bietjie meer van en dan produseer die mamma se liggaam dit. So die borsmelk word gecustom vir jou kind se behoefte. Dit is nie vergelykbaar met formulemelk nie. So, ja, as jy formule gee, moet jy verseker werk aan jou kind se immuniteit, want jou kind groei dalk, jou kind se maag is vol, maar hy kry nie die nodige
immunologiese faktore en goeie bakterieë wat hy sou kry as jy geborsvoed het nie. Ok, ek het 'n studie nou onlangs gelees wat hulle in Noorwe en Denemarke gedoen het met 155.000 kinders, wat hulle vergelyk het. Hulle het 'n groep gehad wat net borsmelk gekry het, 'n groep wat 'n kombinasie van borsmelk en formule gekry het en 'n ander groep wat net formulemelk gekry het. Die kinders wat formulemelk gekry het, se kans om diabetes en vet te wees, obesiteit te hê, was dubbel soveel soos die kinders wat geborsvoed het. So daar's 'n beduidende meer risiko's sal daar wees as jy formulemelk gee. Ok, nog verder met voeding wat jou kind se immuniteit kan beïnvloed, is as jy voor 6 maande begin met vaste kos. Ek praat nou spesifiek van gekoopte winkelpap, vingerkoekies, sulke tipe goedjies wat ons vir kinders gee voor die ouderdom van 6. Ok, hoekom is dit nie goed nie? Of byvoorbeeld op 3 maande gee ons vir ons kinders mieliepap, dat hulle deur die aand kan slaap, sulke tipe goeders wat ons doen. Jou kind se darmes is nog nie reg, die bakterieë is nog nie reg om kos te verwerk nie. Soos julle nou gesien het, die voeding word geabsorbeer, die minerale word gemaak binne in die kolon, en wanneer ons die verkeerde kosse op die verkeerde tyd gee, sukkel daai kolon, hy kry nie voeding uitgeabsorbeer nie, baie keer gaan daai kos amper reg deur, dit word nie eers verwerk nie, dit kry geen voeding uit vir jou kind nie, en dit irriteer hulle wande, dit maak baie skade aan 'n kind se wand, en dan sien ons net as die kind 2 is, hierdie kind nou ewe skielik ekseem, of die kind het nooit 'n probleem met asma gehad nie, nou het hy asma, of hierdie kind nou sinus. Dit kan alles teruggaan na wat se kosse het jy vir daai kind gegee. So gluten en suiwel. Party mense begin baie vroeg met beesmelk, en dan, soos ek sê, gluten, die tipe pappe en goeders wat ons kry op die rakke, dit is goeders wat kinders se wande irriteer. So goeders soos allergie, asma, ekseem, veral as hulle baie jonk is, kan ons nog gaan kyk na wat se tipe kosse. Dis een van die goeders waar ons kan begin soek, met wat se kosse het ons begin, en hoe vroeg het ons begin. Ok, dan nog faktore wat die immuniteit kan beïnvloed. Kleuterskool. Ons almal het nie die luxury of die bevoorregte posisie om ons kinders tot 6 jaar of tot wanneer moet hulle skool toe gaan, kom sê 4 jaar by die huis te hê, of tot meeste mamas moet al op 3 maande moet hulle die kind by die kleuterskool aflaai. Dit is eintlik hartverskeurend, maar wat dan daar gebeur is, die kind word blootgestel aan klomp kieme en raai wat sy immuniteit is nog nie reg om dit te verwerk nie. So dan sien ons, die kind het elke paar weke sit die kind met 'n snotneus, en dit is net, sy liggaam is nog nie reg om daai tipe bakterieë blootstelling te verwerk nie. Dan inentings. Ek gaan my nie uitlaat oor wat inentings goed of sleg nie. Wat ek wel vir julle wil sê is, die eerste 2 jaar van 'n kind se lewe, asseblief, hierdie is baie belangrik, maak 'n knoop in jou oor. Die eerste 2 jaar van 'n kind se lewe, wat in daai 2 jaar gebeur, bepaal jou kind se immuniteit vir die res van sy lewe. Kinders wat sukkel met ADHD, wat sukkel om gewig te verloor, wat sukkel met allergieë, met sinus, met ekseem. Ons kan alles van dit kan ons teruggaan na wat het in daai eerste 2 jaar gebeur. Wat se tipe blootstelling het my kind gekry? En julle, baie keer die inentingprogramme is so spuit op spuit op spuit op spuit. En elke keer as jou kind 'n inenting kry, dan breek ons die kind se immuniteit af. In 'n goue tydperk, daai 2 jaar tydperk is 'n goue tydperk wat ons die immuniteit moet bou, breek ons elke paar weke, breek ons die immuniteit af. So, ek sê nie moenie inent nie. Wat ek sê is, ons moet dan baie harder werk om die immuniteit te bou as ons wel inent. Ok, dit is iets wat mamas nie weet nie. Ons dink inent en die kind is fyn, dit was net 'n dag se koors, nou is dit verby. Dit is nie so nie. Jy breek fisies die kind se immuniteit af die hele liewe tyd. In die tydperk wat dit die mees belangrikste is om daai immuniteit te bou. Dan antibiotika gebruik. Weereens baie keer kleuterskool inentings, klomp faktore lei tot 'n kind wat bronkietis kry of wat verskriklik siek is en dan antibiotika moet kry. Dit krenk ook hulle immuniteit. En dan geneesmiddel gebruik. Ons gee so maklik 'n panadiestroopie of 'n stilpyn of 'n Rhinex of as jy nie hoef nie, moenie onder 2 vir jou kind enige stroop gee of enige medisyne gee nie. Asseblief, gaan lees op daai foubiljette. Omtrent al hierdie goed se neeweffekte is diarree, hartlywigheid,
Dit is omdat dit 'n invloed het op die kolon. Dit beïnvloed die kolon en daarom beïnvloed dit die immuniteit. So ons moenie net daai stroopie gee soos wat ons harte begeer nie, ons moet mooi dink. En dan mangels wat uitgehaal is. Hierdie is baie interessant. Ek kan dit nie bewys nie, maar ek en my man het albei nog ons mangels. En in COVID tyd het ek die heeltyd COVID pasiënte in die apteek gehad. Baie van hulle vind jy uit, ek het hierdie persoon se kaart gevat, ek het aan hulle hand gevat per ongeluk, ek het hulle geld gevat, soos ek het die heeltyd kontak met hulle gehad, dan vind ek nooit uit, hierdie persoon het eintlik COVID gehad en nie vir my gesê nie. En nie ek of my man het een keer siek was een keer siek met COVID gewees nie, en ons albei wonder of, so dit is nie dat ek nie blootstelling gekry het, ek het die heeltyd blootstelling gekry, maar ons albei wonder of is dit nie omdat ons nog ons mangels het nie. So, jou mangels is in jou keel, jou heel eerste linie wat beskerm teen bakterieë wat inkom. So as jy dink goed soos griep en verkoues, dit word deur die lug met druppeltjies word dit versprei. So, waar gaan dit in? Kindertjies vat aan goed, hulle sit dit in hulle mond. Dit gaan by hulle mond in, hulle asem die lug in, wat vol virusse en bakterieë is. So, dit gaan by die neus in, by die mond in. So, jou mangels is die eerste linie van beskerming teen siektes. So, ja, ek weet, daar's dokters met baie opinies daaroor, maar my persoonlike opinie is, as jy nie die mangels hoef uithaal nie, moenie die mangels uithaal nie. Dit is 'n vorm van beskerming. Ok, kossoorte wat immuniteit krenk. Ek gaan nou mooi vir julle verduidelik hoekom. Dis nie net, moenie suiker gee nie, want suiker is sleg. Daar is duidelike redes hoekom ons weg moet bly van sekere kosse af. Ok, so eerstens, suiker. Ek gaan my beste probeer om klomp prentjies van suiker te kry, maar ek dink ons almal weet daarom wat is suikerprodukte. So, hoekom is suiker so groot probleem? Nie net oor 'n kind word hiperaktief of iets soos dit nie. Ek sien dit die hele liewe tyd in die apteek. Wat kindertjies kry die hele liewe tyd suiker. Soos die kinders kom daarin met 'n suigstokkie of kom uit met 'n pakkie jelly babies. Dit is sommer 'n hele volle pak, sit die kind daar en eet jelly babies, maar die kind, die neus loop, dis geel mucus, is die mooie woord, wat uitkom by die neus, maar so eet ons die hele tyd lekkers. Suiker maak jou liggaam suur. 'n Suurliggaam is 'n ideale broeiplek vir bakterieë en virusse. Bakterieë en virusse is mal oor 'n suurliggaam. Dit is hulle plek waar hulle floreer. So dit is die probleem met suiker. Suiker maak letterlik, suiker is soos 'n rooi pyl wat op jou kind se kop hang, wat sê, kom bakterieë, kom virusse, hier is 'n lekker blyplek vir julle. Dit is wat suiker doen. Okay? Suiker veroorsaak inflammasie en die grootste een by kindertjies, suiker veroorsaak slijm. So die oomblik as jou kind 'n snotneusie het of jy sien, hier begin ietsie, dan sny jy die suiker heeltemal uit. Eintlik moet dit glad nie deel wees van hulle dieet nie, dit is 'n bederf met geleentheid. Maar jy haal dan alle suiker uit om te keer dat daar nie die hele tyd slijm maak nie, want slijm is 'n voertuig vir bakterieë om te groei. Ok, die volgende enetjie, gluten. Dis nou soos julle sien op die prentjie, brood, koekies, pizza, koek, pasta, pastei, cupcakes, alles met meel in, meeste goeders met meel in. So, hoekom is gluten sleg? Julle, gluten is die rede vir verskriklik baie siektes, vir goeders soos IBS, vir sinus, vir ekseem, vir allergie. Dis nie, ek wil nou nie sê, as jy ekseem het, dis gluten nie, maar jy kan gaan kyk bietjie as jy jou dieet aanpas, word jy ekseem nie beter nie. Maar gluten irriteer jou darmwande. Ons wande is nie gemaak om soveel gluten die hele tyd in te neem nie. Hoekom het hulle in die Bybelse tyd niks oorgekom as hulle net brood gehad het nie? Want daai meel was aansienlik anderste as die tipe goed wat ons vandag kry. Daai meel het nie hulle darms geïrriteer nie. Ons meel is 10.000 keer verwerk. Kyk bietjie wat is die bestanddele wat op brood is. As jy die brood etiket lees, daar is 20 tipe bestanddele daarin, soja, preserveermiddels, klomp goed wat jou darms irriteer. So dit irriteer jou darms en dan kan dit lei tot allergie, tot ekseem, tot asma. En dan 'n groot enetjie is gluten maak ook slijm. So weer eens, as Boetafs as siek is, sny jy gluten uit, dat die slijm kan weggaan. Anderste as jy 'n broodjie eet, julle weet mos hoe lyk wat kindertjies, vuil hande, broodjie in die hand en hier loop alles net hier by die neus uit. Die kind hoes en daar slijm en hier sit hy net en eet broodjie. Die broodjie is die een dit wat vir hom slijm gee. Ok, die volgende een dink ek is voor die hand liggend, maar is suiwel. So roomys, yoghurt, kaas, melk,
So die een groot probleem, so behalwe dat sy wil slijm maak, sy wil maak verskriklik baie slijm, is die ander probleem dat ons hedendaagse suiwel is belaai met hormone. So dogtertjies begin al op 9 menstrueer en dit is as gevolg van die hormone wat in hierdie tipe produkte is. So ons wil eintlik wegbly daarvan. Die hormone krenk nie die immuniteit nie. Ek het dit maar net daar ingesit vir algemene kennis. Dit gaan nou oor suiwel maak slijm. So asseblief weer eens, as Boeta se siek is, dan kry ons nie Nutri-Rye yoghurt nie. Ons eet maar groente en vrugte totdat ons gesond is. En dan hopelik hou ons sommer aan om groente en vrugte te eet. Okay, so wat is die oplossing? Hierdie voel nou soos, wow Karen, dit voel nou, my kind is met 'n keiser gebore en hulle het formulemelk gekry en hulle eet elke dag yoghurt. Nou is ons in doomsday in. Nee, ons is nie. Daar's beslis 'n goeie oplossing. Okay, so die eerste 2 jaar van haar kind se lewe bou jy die immuniteit. As jy gelukkig genoeg is om hierdie inligting te weet terwyl jy swanger is, dan bou jy immuniteit selfs as jy swanger is. Dan kyk jy baie mooi wat jy eet. Jy gebruik die beste kwaliteit aanvullings. Jy oefen, jy slaap genoeg. Jy probeer om enige medikasie verbruik te stop, om dit nie te gebruik nie. Ek praat nie van los net jou antidepressant of iets soos dit nie, maar goedertjies wat nie nodig is nie. Jy probeer maar uithou met jou kopseertjie, en jy gebruik nie medisyne as jy siek is nie. Jy probeer jou beste om jou immuniteit te bou, want dit gaan 'n direkte invloed hê op die kind. Okay. So, daarom is dit belangrik dat ons nie vir kinders voor 2 verwerkte suikers gee nie. Ons gee nie vir kinders voor 2 net lekkers nie. Hulle immuniteit kan dit fisies nie vat nie, julle. So ja, hoe bou ons immuniteit? Ek gaan nou weer teruggaan, so ons het nou begin praat oor swangerskap. So wat doen jy tydens swangerskap? Ek het nou eintlik bietjie vooruit gegaan. Dieet, baie belangrik. Groente, vrugte, vleis, ja, dit is 'n goeie gesonde dieet. Groente, vrugte, vleis. Natuurlik gaan jy nou en dan 'n broodjie eet, maar jy eet nie oggend, middag, aand brood elke liewe dag van jou lewe nie. So oefening, baie belangrik. Moet asseblief nie probeer maratonne hardloop as jy dit nie voor swangerskap gedoen het nie. Maar as jy gestap het voor swangerskap, hou aan om te stap in swangerskap. Of as jy glad nie geoefen het nie, begin net stap. Dit is al, begin net stap. Slaap, baie belangrik. As jou maag nog nie so groot is dat jy nie kan slaap nie, of as jy nie die hele tyd moet opstaan om te piepie nie. En dan aanvullings, folaat en probiotika. Dit is ononderhandelbaar, julle asseblief. Ek het nou op 'n klomp artikels afgekom, dat daar al hoe meer bewyse kom, dat kinders sukkel met tongue ties, met ander woorde, hulle tong is vasgegroei onder hulle verhemelte, omdat ons vir hulle foliensuur gee, en nie folaat nie. Ek het self, konvensionele foliensuur gedrink. My dogtertjie het ook 'n tongue tie gehad. Ek het eers baie later het ek geleer van barley. So barley bevat folaat. Dit is nou maar net 'n voorbeeld van 'n baie goeie aanvulling wat folaat in het. Moenie foliensuur drink tydens swangerskap nie. Gaan kyk wat is op jou aanvullings, jou prenatal aanvullings. Jy kort eintlik net 'n baie goeie probiotika en folaat. Dit is eintlik die 2. Jy kan met kalsium ook aanvul as jy wil, en omegas, maar spesifiek nou vir immuniteit, folaat en goeie bakterieë. Dan, nou het jou kind 'n keiser gekry, en jy wonder nou, of kom ons sê nou, dit het nou onlangs gebeur, jou babatjie is nou 'n maand of 2 oud, en jy het nou 'n keiser gekry. Wat doen jy? Jy begin met aanvullings. Dis hoekom ek juist hierdie 2 aanvullings opsit, want hierdie kan jy gebruik van newborn af, tot die dag wat jy doodgaan. Dit is hoe goed en hoe veilig hierdie produkte is. Ek het baie vertrou hierin. Ek het vir my eie dogtertjie gegee. Daar was 'n tyd wat sy nie aan my kon drink nie, as gevolg van die tongue tie. Toe moes ek vir haar formulemelk gee. En ek het net gevoel, okay, so die formulemelk maak haar maag vol, maar sy kry geen goeie bakterieë in wat sy sou inkry as sy borsmelk gedrink het nie. So toe het ek die hele liewe tyd vir haar probiotika, hierdie probiotika, en ek het vir haar barley gegee. Vir 'n 3 weke oue babatjie het ek barley gegee. Okay, so veral as jou kind in die ICU is, jy moet so vinnig as moontlik begin met flora en met barley. Okay, as die ma en die baba geskei was, dan so wanneer ook al jy by daai kind kan kom, gee vir daai kind barley life en flora food.
Julle, ek draai nie doekies om nie, ek sê hierdie 2 produkte, ek het dit self gebruik, ek gebruik het, ek weet die kwaliteit van die produkte, so ek gaan nie nou vir julle sê, kry 'n probiotika en dalk 'n goeie grassap of ietsie, as ek weet, julle kan net hierdie produkte gebruik nie, want nie alle probiotikas is dieselfde nie, daar's verskriklike nonsens op die mark, so moenie jou geld mors nie, koop ordentlike aanvullings. Ok, dan, as mamma kan borsvoed, moet mamma asseblief aanvullings gebruik, want hierdie goed kom in jou borsmelk in. Wat vir my ongelooflik was, is, ek het nie baie melk gehad nie, ek het toenaand uitgemelk vir my kind, maar so, ek het die hele tyd barley gedrink, my melk was goudgeel en my dogtertjie het baie minder melk nodig gehad, want my melk was so ryk gewees. Dis as gevolg van barley. Dit is 'n ongelooflike produk. Ek sal nou 'n bietjie meer oor dit praat, net om vir julle te sê, ek sê nou die hele tyd, dit is so ongelooflik, maar ek sê nie vir julle hoekom nie, ek sal nou daarby uitkom. En dan ook, as jy formulemelk gee, so gou as moontlik gee aanvullings vir daai kind, veral aanvullings wat kleinkinders, wat newborns kan gebruik, want dan kry jou kind ten minste goeie bakterieë en lewendige ensieme in, wat hy op uitloos as jy net formulemelk gee, en jy het nie iets anders om vir hulle te gee nie. Dan voeding. Asseblief moenie vir jou kind gluten gee nie. Moenie daai Nestum pappies koop of daai, ekskuus, ek moet seker nou nie brands sê nie, maar moenie daai konvensionele pappe koop met gluten in nie, asseblief. Dit is nie 'n goeie eerste kos nie. Dit irriteer jou kind se wande en dit lei tot verskillende allergieë. So, groente en vrugte, dit is waarmee jy begin. Dit is wat jou kind nodig het. Ekskuus, ek wil net daar inval. Ok, so hierso is 'n beginsel, ek het dit nie noodwendig gevolg nie, maar die beginsel is food under one is just for fun. So dit beteken, Boeta, die grootste bron van voeding bly borsmelk of bly melk en ons pesel maar net aan kossies. Ek het nie noodwendig dit gedoen nie, maar dit is eintlik 'n baie goeie beginsel. Ek dink baie keer is ons desperaat dat ons kinders moet begin deurslaap en dan wil ons net so vinnig as moontlik vir hulle kos gee, maar dit is eintlik nie, dit is nie die beste nie. Die beste is dat die kind so lank as moontlik melk kry en die kos is net bykomend totdat hulle 1 is. So ja, volgende beginsel, geen suiker voor die kind 2 jaar oud is nie. Asseblief julle, moenie worry nie, dit is nie die ding wat hulle sê, dan gaan jou kind hom vergryp. Jou kind gaan hom net vergryp as jy dit nie reg inwee nie. En daar's 'n verskil, julle, soos wat ek bedoel met suiker is, gee vir jou 13 maande oue kind 'n hele roomys, dat die kind sit in 'n roomys eet. Dit is mos verregaande, jy kan nie dit doen nie, daai lyfie kan nie soveel suiker vat nie, dit gaan sy immuniteit krenk. So, wat ek byvoorbeeld doen, as ons sjokolade eet, ons eet dit wanneer my dogtertjie slaap, ek gaan nou nie sit voor haar en sjokolade eet nie, of wat ons sal doen, byvoorbeeld, sê net maar ek eet wortelkoek, en nou is ek in 'n situasie wat, sy staan nou by my, sy wil ook hê, dan, of ek het vir haar iets anders daar, ek laat haar nooit net vir my sit en kyk terwyl ek eet nie, want ek dink, dis baie keer wat ons dink, nee, jy kan nou nie dat die kind vir jou kyk en eet nie. As die kind nog nooit wortelkoek geëet het nie, weet hulle nie wat hulle mis nie. En dan wat ek sal doen is, sê nou maar nou situasie, die wortelkoek is voor my kind staan hier, so ek kan sien, sy is nou lus vir dit wat ook al ek eet, so ek vir haar uitsoek uit die koek, wat voedsaam is. Ek sal nie vir haar icing byvoorbeeld gee nie, ek sal maar eerder vir haar 'n stuk koek gee, want sy eet ook bietjie brood, so in my kop, dis basies dieselfde. Gaan sy 'n hele stuk koek eet? Nee. Gaan sy 'n helfte eet? Nee. Gaan sy 'n kwart eet? Nee. Sy gaan 'n happie of 2 eet, dan eet ek daai koek vinnig, sodat daar nie nog oor is nie. So, daar's maar plannetjies wat mense moet maak, maar sorg gewoonlik dat daar vir haar 'n snackie is, en moet nou nie sit in 'n hele stuk chocoladekoek vir jou kind eet nie, natuurlik gaan hulle dan ook wil hê. So, hormoonvrye suiwel na 1 jaar, asseblief moenie met beesmelk begin voor 12 maande nie. Selfs as jy na 12 maande probeer om nie beesmelk te gee nie. Dan daaglikse aanvullings, veral as jou kind ingeënt is. Ok, ek dink ek het dit nou al 1000 keer gesê, so ek sal julle nou nie weer vele preek daaroor nie. En dan, hoe bou ons immuniteit met voeding? Ok, so die grootste openbaring wat ek vanaand wil hê julle moet besef is dat kos is medisyne as ons die regte tipe kos eet. So hoe gaan ons immuniteit bou? Ons gaan besef kos is medisyne en ons gaan daai tipe kosse van ons kinders gee. Is 'n vingerkoekie medisyne? Nee. Is 'n sjokolade medisyne? Nee. Is 'n avokado peer medisyne? Dit kan wees. Daar's verskriklik baie vette en vitamines en minerale in. Dit kan definitief iets wees wat my kind se liggaam gaan opbou. So van die begin af wil ons soveel as moontlik vars, rou, organiese groente en vrugte vir ons kinders gee.
So ja, goeder soos eiers, neutbotters, avou, vleise. Hierdie 8 maande moet julle nou nie daarin steur nie. Dit is maar elke mamma se eie inisiatief of eie wat ook al daai woord is, jou eie keuse. So vir my kosse uit pakkies, squishies ook, mense gaan lees wat is op, dit is alles konsentraat, dit is nie regte groente en vrugte nie. Hoe kan 'n vrug vir 15 maande op die rak bly sonder om vrot te word? Daar is klomp nonsens daarin, so asseblief mense dink, ag dit is 'n vruggie, dis konsentraat, dit is nie 'n vrug wat jy vir jou kind gee nie. En dan geen sap of koeldrank nie, dit is belaai met suiker, dit breek die immuniteit af. So ons bou die kind se immuniteit deur vir hulle regte kos te gee, kos wat kom uit die aarde uit en goeie aanvullings. Dis hoe ons kind se immuniteit boost. Ok, nou hierso is die goue vraagie. Hoekom Barley en Flora Food? Hoekom gaan ek so aan oor hierdie produkte? Kyk, kom ons begin by Flora Food. Ok, julle, dit is 'n probiotika. Meeste probiotikas wat op die rak is, wat ons kan kry in groot supermarkte, is gekweek vanaf gis. Ok, dis baie moeilik om dit agter te kom, jy sal dit agterkom dat dit jou siek begin maak, so as jy baie keer sê ek vir iemand drink 'n probiotika, en sê hulle vir my, maar elke keer as ek dit drink, blaas ek op, dan sê ek vir hulle, ok, jy drink probiotika, wat van gis afgekweek is. So, gis voed die slegte bakterieë, of die fungi in ons liggaam, die candida. So, as ons die hele tyd brood en koek en sulke tipe goeders eet, dit en suiker, dit is kos vir die slegte bakterieë in ons liggame. So, kan jy nou dink, as jy 'n probiotika drink met gis in, dan gee jy eintlik kos vir daai slegte bakterieë. So, ons wil 'n probiotika vat wat nie van gis afgekweek word nie, en dan moet daar bewyse wees dat hierdie probiotika kan vir langer as 90 minute lank in jou maag bly, sonder dat jou maagsure dit verteer. Want anders kom daar niks by jou darmes uit nie, en ons wil hê hierdie probiotika moet by ons darmes, waar die goeie bakterieë is, moet dit uitkom. So, Flora Food is bewys, dit kan vir 90 minute lank in die maag stabiel bly, voordat dit na die darmes toe kan gaan. So, die hele dosis word afgelewer by die darmes. Baie belangrik. Dan die ander ding is, hierdie is ook baie belangrik, julle. Flora Food, wat baie interessant is, hulle het 'n pasgebore baba gevat, wat deur die vaginale kanaal gekom het, en hulle het 'n mucus swab, so hulle het 'n oorstokkie, kan ek maar sê, gevat, en aan die binnekant van daai babietjie se maag geswab, en toe het hulle gaan kyk, wat se bakterieë is in daai kind, want daai kind het nou net die goeie bakterieë uit sy maag uitgekry, en hulle het daai 3 bakterieë gevat, en hulle het dit gekweek, of hulle dit hoe kan ek sê, herproduseer, en dit is wat in Flora Food is. So, baie keer sien ons 'n ding op die rak, en dit sê 20.000 strains. Dit is 'n bemarkingsfoefie. Hoe meer strains, hoe meer bemarking, dit gaan oor bemarking. Jou liggaam het eintlik net 3 nodig. So, daar's verskeie studies wat as iemand belangstel, kan ek nou net vir julle die inligting gee. Daar's studies wat bewys dat daai 3 strains wat in hierdie probiotika is die 3 strains wat eintlik die grootste verskil in jou liggaam maak as jy 'n probiotika inneem. So, dis hoekom ek van hierdie produk hou, baie kwaliteit. Ok, so jy vul die microbiome aan. Hoekom? Want jou kind se immuniteit of jou immuniteit sit in jou kolon. So dit maak sin as jy immuniteit wil bou, dat jy 'n goeie bakterieë gee. Ekskuus, ek wil net hier sê. En dan, lewendige kos in 1 glas. Dit is wat Barley Life is. Barley, hulle het verskriklik baie moeite gedoen om seker te maak dat dit wat in hierdie houer is die hoogste gehalte voeding wat jy kan kry. So byvoorbeeld, hulle sny, dit is net die gras, daar's niks gluten in nie, want barley in baie mense se koppe is dit die koring, dit is nie die koring nie, dit is die gras, so daar's niks gluten hier in nie. Hulle gaan 9:00 die aand, dan gaan al die voeding wat in die gras is, tot op die bopunt van die blare, dan sny hulle so 'n stuk van die blare af, waar al die voeding is nou in daai boonste laag van die blare, dan sny hulle dit af. Dan jaag hulle met daai goeders na die fabriek toe, hulle cold press dit, hulle gebruik glad nie hitte nie, so al die lewendige ensieme is steeds in hierdie houer, en dan maak hulle 'n poeier, hulle spreidraai dit en maak 'n poeier daarvan. So, dit wat jy drink is eintlik presies dit wat jy op die landerye sou kry. So, baie keer koop ons, sê net maar van hierdie kelp juice, of, nie kelp nie, kom ons dink, so sê net maar hierdie, wat is hierdie groen goeders, so sê net maar hulle sal sê 'n superfood, super green food poeier, koop jy nou by 'n supermark. Weet jy of is hitte betrokke? Meeste van die keer het hulle hitte gebruik om daai goeders te verwerk, dan is al die lewendige ensieme dood, so dit het geen
genesende eienskappe nie. Dis hoekom ek mal is oor hierdie produk, want dit is regtig kwaliteit, soos hulle het baie moeite gedoen om te verseker dat dit wat jy kry is amper presies dieselfde as dit wat op die landerye is, en dit is veilig, van newborn af kan dit drink. Hoeveel produkte kan 'n newborn kind inneem? So dis een van die min produkte wat baie goed is vir jou kind en vir hulle ingewande. Okay, so dis lewendige kos, dit detox die liggaam, ekskuus, ek sien ons 'n spelfout. Dit detox die liggaam, dit maak die liggaam alkalies. So dit is die wonderding van barley, is hy maak jou liggaam alkalies. So bakterieë en virusse sukkel om in die liggaam aan te gaan en te koloniseer, want die liggaam is alkalies. Hy vreet virusse en bakterieë se proteïenlaag buite af en dan kan jou liggaam veg teen dit. So dis hoekom ek mal is oor hierdie produkte en dit sê vir almal, drink net barley en flora. So as jy ooit sukkel met siekte, julle onthou net hierdie twee goeders. As jy sukkel met verkoue of jy raak gereeld siek, jy of jou kinders, onthou hierdie twee wenke. Neem lewendige bakterieë in, neem lewendige ensieme in. Daai twee is werkers. So as hulle in jou liggaam kom, is dit hierdie lewendige goeders en dit vul eers in jou immuniteit aan, dit help die goeie bakterieë om te veg teen die siekte en die ensieme gaan vreet letterlik die virusse. Dit is wonderlik. Dit is wat jou liggaam in staat is om te doen as jy vir hom die regte voeding gee. So onthou dit altyd. Lewendige ensieme, lewendige bakterieë. Ek sê sommer vir mense, as hulle baie siek is, elke 2 ure vat jy barley, flora food, elke 2 ure, na 'n dag dan jy gesond. Want dit is wat jou liggaam kan doen, as jy vir hom die regte goeders gee, en bakterieë en ensieme kom in jou liggaam voor. Jou liggaam bestaan uit ensieme en bakterieë. Okay, so siek kind, dit het ek nou gesê. As jy sien, loopneus, deurskynende slaim, dan begin jy met daai kind. Barley, flora food. En hulle kan niks oorkom nie. Hierdie produkte maak niks aan mense nie, dit maak jou gesond. Die produkte maak jou nie gesond nie. Dit is baie belangrik, ek moet dit sê. Die produkte maak nie jou gesond nie, die produkte gee vir jou liggaam die regte gereedskap om homself gesond te maak. Dis wat hierdie produkte doen. So ja, ek noem hierdie sommer net vir julle, ek het nou 'n Maart special, waar jy juis hierdie twee kan koop. Dis gewoonlik, ek dink elke kombinasie is oor R100 duurder vir die mense in Potch, kan jy gratis aflewering kry, so jy spaar ek dink R150. Maar ja, dit is my Maart special, so ek gee het vir julle teen kosprys, dan kan julle ook hierdie ongelooflike produkte gebruik. En dan ja, julle baie dankie, waarmee kan ek help? 1-tot-1 konsultasies, leefstylanalises, dat ons bietjie kyk wat gaan aan in jou leefstyl, wat is besig om jou siek te maak, jou mediese geskiedenis te ondersoek, en dan 'n holistiese benadering tot kroniese siektes. Dit is waarmee ek kan help. Julle kan my nommer daar afskryf of my e-pos stuur as julle wil. En ja, dit is dit die laaste een. Ja, dis van my kant af. Baie dankie vir almal wat vanaand ingeskakel het. Ek sal kyk om dalk hierdie praatjie op YouTube te laai. Ja, ek dink ek het hom opgeneem. Maar ja, julle is welkom my te kontak as julle ingevra het, en ek hoop dit was vir julle almal baie leersaam. Okay, julle moet 'n lekker aand hê.